dag, geliefdes. Wat 'n wonderlike tydjie om weer saam met die Here te kan spandeer. En ek gaan spesiaal vandag die Sabbat-opening gaan doen met die woord vrede. Maar voor ons begin, kom ons bid. Ons dierbare, kosbare Heiland, wat 'n belewenis om te weet dat U met ons die pad stap wanneer ons in U heilige ure is. Dankie vir die openbaring wat U vir ons gegee het, vir elke woord wat geskryf is in U heilige skrif. Maar terwyl ons die Sabbat-opening doen, Here, dat U met elkeen van ons sal wees. En die woorde wat gesê word, Here, dat dit in ons harte sal geopenbaar word en dat dit ook aan ander sal gee wat nog nie die waarheid ken nie. So bid ons tot eer en verheerliking van U heilige naam, Jesus Christus. Amen. Vandag gaan ons praat oor vrede. En ek gaan open met die eerste vers van profesie. Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou die kop vermorsel, maar jy sal hom in die hakskeen byt. Lang gelede het die mens sy eienaarskap van die aarde vir 'n skamele happie aan die verbode vrug van die Satan verbeur. Saam met die mens is die vrede toe by die Edenpoort uit. In ruil vir die vrede het vyandskap gekom. Die gevolge van ongehoorsaamheid sou die nageslag saam met hulle dra, totdat God die vyand se kop vermorsel het. 'n happie ongehoorsaamheid het 'n welige oes van sonde voortgebring, wat elke vorm van vrede aangetas het, met die mooiste verpakking van die sonde en die dodelikste misleiding, stel Lucifer vir die mens sy strikke. Hy betree die wêreldmark en word 'n magnaat van siele vir die verderf. Te midde van baie moeite, sweet en geboortepyne, trane, siekte en dood, oorloë, bedrog en elke denkbare gevolg van sonde en ellende, staan 'n God van liefde, wat vrede aan die mensdom voorhou. Die boodskap van 'n verlosser, wat sou kom, het vredeshoop gebring. Om die aardsvyand te beveg, is geen geringe taak nie. God sonde vir hom 'n volk af, wat draers van hierdie hoop moet wees. Die voorwaarde van God in hulle midde is gehoorsaamheid. Ten einde God se beloftes in vervulling te sien, tree hy self teen die vyand op. Die volk is aanskouers van God se almag en droogvoets stap hy deur die Rooi See. Val die mure van Jerigo, voed hy sy mense in die brae woestyn en les al dors met water uit rotse. Dis wonderwerk op wonderwerk. Eeue daarna daag Jesus die Verlosser op in die vyandsland en doen sy belofte gestand. Hy vermorsel die Satan se kop, maar ervaar die byt in die hakskeen. Jesaja 53 vers 5, die straf wat vir ons die vrede aangebring, was op hom. Daar's geen gebrek aan Bybelse teksverse wat die belofte van vrede uitspel nie. Ongeveer 429 keer. Psalm 37 vers 11, die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede.
Jesus het self gesê, vrede gee ek julle, na my vrede gee ek aan julle. Johannes 14 vers 27. Die spoor van vrede is 'n goue draad, van die begin tot die einde, totdat die verlossingsplan ten volle uitgevoer word, en die God se kinders veilig by hom in die vredesland is, sal die stryd voortduur. Dit is die gesoute Petrus, wat geskryf, dat die duiwel soos 'n brullende leeu soek, wie hy kan verslind. 1 Petrus 5 vers 8. Aan die wat vandag die vrede najaag en wag op die vervulling van die wederkomsbelofte, kom die waarskuwing. Wees nugter en waaksaam. Dis 'n leeu wêreld. Kom ons bid. Dankie Hemelse Heiland. Vader, vir diepte vrede wat slegs U aan ons kan bied. Help ons om die gevaar en versoekings van die Satan te kan raak sien en met U hulp kan weerstaan. In Jesus Christus se heilige naam en krag. Amen. Mag julle 'n wonderlike Sabbat ervaar. En die liedjie wat ek vir julle gaan stuur na hierdie, gaan oor peace. Rustige Sabbat vir julle. Totsiens. Perfect peace is the gift of Christ our Lord. Peace, perfect peace is the gift of Christ our Lord. Thus says the Lord, will the world know my friends. Peace, perfect peace is the gift of Christ our Lord. Love, perfect love is the gift of Christ our Lord. Love, perfect love is the gift of Christ our Lord. Thus says the Lord, will the world know my friend. Love, perfect love
perfect peace is the gift of Christ our Lord. Peace, perfect peace is the gift of Christ our Lord. Thus says the Lord, will the world know my friends. Peace, perfect peace is the gift of Christ our